Nou jy kan oopmaak by Levitikus, hoofstuk 24. Ons gaan aangaan met Levitikus en hierdie gedeelte, voor ek dit lees, ek wil hê Mike moet net vinnig vir ons daai lied wat ons nou laaste gesing het, Grote God aan U die eer. Moet net jy met die eerste vers vir ons teen die muur wys. En voor ek lees, net so ietsie vir julle verduidelik. Julle moet onthou dat Levitikus is die boek wat eintlik maar verduidelik hoe jy 'n verhouding met God het. Daai wat oom Kobus vanoggend gesê het van die man wat sê, ek en God is so in. As jy Levitikus lees en veral hoofstuk 24, dan gaan jy iets van dit raak sien. Julle sal sien ons kom in aanbidding. Julle sal sien ons het gesing, heilig is die Here, buig in stilte om ter ere. En in Levitikus 24 gebeur 'n baie tragiese ding. Daar's nog steeds voorskrifte, dinge wat gevolg moet word, maar dan ewe skielik in die middel van dit is daar 'n man wat regtig iets verkeerd doen en dan gebeur iets baie tragies in hierdie gedeelte. So volg saam met my en probeer iets raak sien van as ons dan in 'n verhouding met God staan. Kyk of jy kan sien wat sê die teks wat ons kan leer van so 'n verhouding. Levitikus 24 en ek gaan van vers 10 af lees. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in, en die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Nou ek gaan nou nie tyd hê vir alles nie. Dit word bietjie beklemtoon dat sy pa dat ek het nou regom dat sy pa 'n Egiptenaar is en sy ma Israeliet. Julle sal nou sien uit die stam van Dan. En dan word dit beklemtoon dat hierdie ou ingekom het. So ons heel waarskynlik kan ons vir mekaar iets sê van hoe hy groot geword het. Dit wat hy geleer is en nie geleer is nie. Maar hoor nou wat gebeur. Toe het die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring. En die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Debri van die stam Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle 'n beslissing kon kry volgens die uitspraak van die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Maar as hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voorgee, lewe vir lewe. En as iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so moet hy ook aan hom gedoen word. Breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand. Dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Hy dan wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voorgee, maar hy wat 'n mens doodslaan, moet gedood word. Net een wet moet daar vir julle wees. Die vreemdeling moet soos die kind van die land wees, want ek is die Here, julle God. Moses het toe met die kinders van Israel gespreek, en hulle het die vloeker buitekant die laar uitgebring en hom gestenig. En die kinders van Israel het gedoen soos die Here Moses beveel het. Ek dink julle sal saamstem dat dit 'n baie tragiese ding is. Ek het al vir julle gesê, ek dink waar ek en julle dit mis, is as jy nou vanoggend, kry mens nog die rapport, as jy nou vanoggend die rapport sou koop, en jy lees gister van 'n tragiese gebeurtenis van iemand wat vermoor is, dan skok dit jou en dit ontstel jou. Maar omdat ons iets in die Bybel raak lees en dit baie lank terug gebeur het, kan ek en julle deur dit lees en dit pla ons nie eers nie. Terwyl dit eintlik 'n baie emosionele ding is. In hierdie boek Levitikus kom die woord heilig of geheilig of heiligdom, enigiets met die term heilig in, kom 155 keer voor in 27 hoofstukke. Dis amper 6 keer per hoofstuk. So ek en julle kan ten minste vir mekaar sê die hele boek probeer vir ons die hele boek skets vir ons die heiligheid van God. Aan die ander kant is dit ook die boek wat 'n verhouding met God beskryf.
En dit kom dan by mekaar in gedeeltes soos hierdie. Ons verhouding met God moet van so 'n aard wees dat dit wys wie hy is en dat dit wys wie ek en jy is. Dis anders as 'n verhouding wat ek en julle met mekaar het. Iets wat ek in my eie hart raak gesien het. Wat is die tragiese gedeelte in die stuk? Wat is so tragies? Hy moet sy eie sonde dra. Ek lees deur dit en ek het net iets van my hart raak gesien. Ek dink aan die steniging en dit hoe dit moes lyk. Ek en julle word nie meer so groot nie. Ons sien nie so iets nie. As jy al enigiets van steniging gelees het of dalk al gesien het waar Christene vervolg word en gestenig word, sal julle sien dat dit iets baie ontstellend is. Dis iets wat vir jou, jy sal nie slaap daai aand nie. Dis regtig wreed. Maar wat my toe nou tref is, ek het die vermoë om so blind te wees dat ek verby lees wat eintlik tragies is en die grootste skok is die steniging. Terwyl die grootste skok eintlik die lastering van God se naam is. En ek het skaamgevoel in my eie hart dat ek deur die hoofstuk kan lees en eintlik nie dit sien vir wat regtig tragies is nie. Hierdie mense het dit verstaan, want toe hy die naam laster het hulle hom toegesluit. Hulle het hom aangehou, hulle dadelik toe dit gebeur, toe het hulle ingegryp. So as ons die gedeelte reg verstaan, dan behoort ek en julle iets vanoggend te verstaan van ons verhouding met die Here en veral in 'n land en in 'n tyd waar die naam van God gereeld gelaster word. So nou so 'n klein bietjie meer oor dit sê. Kom ons kyk of hierdie gedeelte vir ons op so 'n manier kan help dat dit ons in ons verhouding met die Here tot voordeel sal wees. Die manier hoe ons met God praat, van God praat en dat dit sy naam sal heilig. In Levitikus, net vir interessantheid, die hele Levitikus se doel is in 'n sekere sin ook dat ons op so 'n manier lewe dat ander mense God as die heilige ken. In Levitikus 10, ek dink is in vers 3, dan sê God vir Moses, julle moet my as die heilige laat ken. En ek gaan nou weer, ek het in Levitikus 10 dit gedoen, ek gaan weer daai tema kies, hoe ons die Here kan erken as die heilige. Erken die heiligheid van God. Daai woord laster kom 'n paar keer in die gedeelte voor. Ons erken die heiligheid van God wanneer ons sy oordeele as goed en regverdig aanvaar. Moet net dit vir julle wys in die stuk. Ons erken die heiligheid van God wanneer ek en julle sy oordeele as goed en regverdig aanvaar. Kyk gou vers 10 tot 12. Kom ek lees dit saam met julle. In vers 10 lees ons, en die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in, en die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Toe die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster. Nou net vir interessantheid, julle sal sien naam staan al 4 letters met hoofletters, bedoelende na die naam wat na God verwys, die verbondsnaam Jahwe, wat beteken God is, en hulle het ontsettend respek vir die naam gehad. Inteendeel, net vir interessantheid, niemand weet tot vandag toe nog presies hoe die tetragram uitgespreek was nie. Ons weet daar was nie vokale gewees tussenin soos hulle dit geskryf het nie. Hulle sou dikwels nie die volle naam uitskryf nie, ter wille van die eerbied vir die naam van God, en dis hoekom jy dit hier so lees. Daarom het hulle hom na Moses gebring, en die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Debri, van die stam Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, en hoor nou hierdie woorde, dat hulle 'n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die Here. Nou, ons is nie presies seker wat gebeur het nie. Een van twee dinge het gebeur. Of hy het God se naam net uitelik gebruik, of ek dink die konteks wat sê waar hy vandaan kom, Israelitiese ma, sy pa is Egiptenaar, heel waarskynlik wat hy gedoen het is, in hierdie geveg met hierdie Israeliet, het hy iets teen die God van Israel gesê, en God se naam so gelaster, God sleg gemaak. Dis wat hy gedoen het in hierdie geveg. Net vir interessantheid, Sondag die 18de Augustus hierdie jaar, van julle weer daarvan, sit ek die middag en ek maak my aanddiens klaar. En ek kry 'n klomp boodskappe op my foon van 'n nommer wat ek nie ken nie. En toe ek dit oopmaak, toe is dit die verskriklikste prente en beelde van iemand wat Christus en God laster. Ek het al daai goed van my foon afgevee, ek het die nommer geblok, ek het dit nog steeds op my foon, ek het hom gestoor onder 'n spesifieke naam, maar van die kant af, en dit het my eers verskriklik ontstel. Ek het met Salome gaan praat, ek het gebid daaroor, maar dat iemand direk God kon vloek.
Die volgende Sondag, terwyl ek hier staan en preek, gelukkig het ek nie dadelik op my foon gekyk nie, 7 minute oor 6, die 25ste Augustus. Toe doen die persoon presies dieselfde en vloek al 3 persone van die heiligheid, van die drie eenheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan my ingesluit, en is 'n klomp boodskappe wat so nakom en blok die nommer. Ek het eers met die eerste keer met die persoon so bietjie gesels en die evangelie probeer deel. Die derde Sondag, toe gaan kry hy 'n ander, hy het daai Sondag 'n ander nommer gekry. Die derde Sondag, toe stuur hy 'n boodskap van 'n rekenaar af, want daai een is mos nou ook geblok, waarin hy dieselfde doen. So ek en julle lewe in 'n tyd waar hierdie dinge gebeur, waar hulle ons God laster. En dis dalk wat in hierdie gedeelte gebeur het. Hy oortree een van die 10 gebooie, hulle is besig met die wet, hy oortree een van die 10 gebooie, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, en hulle vang hom, en hulle hou hom aan. Maar wat ek wil hê julle moet sien vanoggend, voor ons verder gaan, is daai woorde in vers 12. Vir wie se uitspraak wag hulle? Die Here se uitspraak. Nou, ons moet net gou so ietsie oor dit sê. Hulle het gewag vir die uitspraak van die Here. Weet julle, dit is nie boende of bende geweld nie. Dis nie 'n groep ouens wat iets hoor en hulle is almal vies en hulle maak sommer gou self die ou dood nie. Wat hulle doen is dit. God het die 10 gebooie gegee, God het die wet gegee, so God kan ook bepaal wat die straf is. Hierdie was nie 'n bende gewelding van sleep 'n ou en dan maak ons hom sommer net dood nie. Hulle wag dat die regte een teen wie gesondig is, die uitspraak gee. Nou dis belangrik, want julle gaan verder in die gedeelte sien hoe dit inpas. Die feit dat hierdie man die doodstraf kry, was nie die besluit van 'n klomp bendeleiers nie. Dit was nie die besluit van 'n onregverdige regter nie. Dit is die besluit van die regverdige, heilige, soewereine God, wat daardie uitspraak gelewer het. En dis vanoggend belangrik om te verstaan. Ek en julle, ons kan iets van dit verstaan. Dit sê iets van die regter. In ons land volg ons partykeer dinge wat in die hof gebeur. En dan maak die regter, jy hoor van 'n uitspraak wat 'n regter maak. En dan vind jy uit wie die regter was, dan sê jy ja, tipies. Of as dit 'n goeie regter is en dit was 'n vel uitspraak, dan sê ons weet iets van daai regter. Hy weet wat hy doen. Hierdie ou het integriteit. En dieselfde wanneer dit by God kom. Wanneer 'n God 'n uitspraak maak, sê dit iets van hoe erg hierdie is. Want ek en julle is baie keer geskok. Is dit nie te erg nie? Hierdie ou in 'n oomblik van woede, in 'n oomblik van 'n bekleierery, sê hy iets teen God en ek en julle sou wou sê toe maar, jy weet, ons weet is erg, maar om hom dood te maak, is dit regtig so erg? Maar dis God wat dit besluit. Hy is die regter. En net weer eens, alle sonde is sonde teen God. As julle eendag Psalm 51 weer deurlees, waar Dawid sê, Here, teen U alleen het ek gesondig, die punt is, alle sonde is teen God gemik. So God is die ene wat uitspraak lewer. Kyk gaan na vers 14. In vers 14 lees ons, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat dit gehoor het, wat is dit? Getuies, né? Moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. Hierdie is nie 'n ding buite beheer nie. Daar's getuies en met die feit dat hulle hand op hom lê, erken hulle, dit is die sonde wat hy gedoen het en dis die straf wat gepas is vir daardie sonde. Dis wat in hierdie gedeelte gebeur. So, ek en julle erken die heiligheid van God wanneer ons God se oordeele as goed en regverdig aanvaar. Ek dink die kerk maak 'n gemors van dit. As God sekere dinge gesê het wat moet gebeur en nie moet gebeur nie, en die kerk speel dit af teen die agtergrond van kultuur of ons lewe nie meer in daardie tyd nie. As God iets gesê het, ons wys sy heiligheid in die wyse hoe ons optree, soos wat hy van ons verwag. Nou ek weet ons doen nie meer sulke goed nie. Ek sal dit nou verduidelik hoe dit in ons tyd funksioneer. Moenie iets bevraagteken wat God gesê het nie. Erken sy heiligheid. Hy kan besluit. Dalk moet ek 'n voorbeeld noem. Een praktiese voorbeeld. Die woord kerkdissipline of kerklike tug is 'n vloekwoord in ons tyd. Ek weet van mense wat as ons moet sê ons is 'n kerk wat kerklike tug toepas, sal hulle nie kerk toe kom nie, want hulle sê dis verkeerd. Nou ek verstaan mense het seer gekry, ek verstaan dis al verkeerd gedoen. Maar as ons dit reg verstaan, die kerk het nie 'n keuse nie. As iemand in hierdie kerk sondig,
kan ek en julle nie kies of ons dit wil hanteer of nie. Ek praat van publiek nou, waar dit die gemeente raak. Ek en julle moet die persoon gaan sien. Ons moet iemand saamvat as hy nie bekeer nie. Ons moet dit vir die gemeente noem as daai persoon dan nog steeds nie bekeer nie, en ons moet hom of haar van ons lederrol skraap as daai persoon nie bekeer nie. God het nie gesê kies of julle dit wil doen nie. Dis iets wat ons moet doen. So ons erken God se heiligheid en hoe ons sy oordeele as goed en regverdig sien. 'n Man het eendag vir my gesê, ek het eendag ek is skaars Parys toe beroep, en 'n man sê vir my, hy sê, nee, ons kan nie dit doen nie, ons gaan mense verloor. Ek het oor kerkdissipline gepreek. Ek sê, nee oom, dis nie waar nie. En toe is daar so 'n geval, en ek en die oom gaan kuier vir die mense, en dit was die wonderlikste ding, ek het soveel waardering gehad. Daarna was die persoon 'n voorstander van dit, want jy doen dit in liefde om mense terug te wen. En dit beskerm die eer van die Here. Handelinge het mooi voorbeelde van dit. So moenie iets bevraagteken wat God gesê het in die Bybel nie. Tweede een, ons erken die heiligheid van God wanneer ons sy naam heilig. Nou ek wil dit verduidelik, want ek weet ons kinders kan dalk ook vra oor wat beteken dit om God se naam te heilig. Hierdie gedeelte help my en julle om reg te dink oor God. Gaan nou vir julle wys hoe prakties is dit in ons lewens. Volg net gou saam met my. Levitikus is die boek wat sê hoe ons tot God nader, nee. Dis die boek in die Ou Testament. Die volk kon nie tot God nader nie, en God kom en sê, hier's die manier. God maak dit vir hulle moontlik. Maar wanneer ons in 'n verhouding met God staan, hier's die punt. Dis nie 'n verhouding wat jy met jou vriend, of jou ma of jou pa, of jou kind of iets het nie. Ons het gister bietjie oor dit gesels. Party mense, as hulle praat van hulle verhouding met die Here, en dit sou vir my 'n groot probleem gewees het, soos met Oom Kobus, met daai ou wat met hom gepraat het. Om so familier met God te wees, dat jy so van hom praat. Sê vir my, jy het nie 'n idee wie God is nie. Nie idee nie. Ons moet versigtig wees om familier te raak. Ons praat daaroor, ons het nou die dag 'n baie lekker gesprek oor dit gehad. Ek weet, dis nie verkeerd, om byvoorbeeld, Bybels gesproke, na God die Vader te verwys as Papa nie. Dit sou baie direk wees in die woord wat die Bybel gebruik. Ek doen dit nie, want ek wil nie familier raak met God nie. Wanneer ek tot hom bid, ons Vader wat in die hemel is, rig dit my gedagtes op 'n spesifieke manier op God. En dit help my. Nou, wanneer ons in 'n verhouding met God staan, hy is nie my en jou, soos daai persoon sê, die een wat somme ons is net so, en allerhande goed wat ek nie eers wil noem nie. Blaai gaan na Hebreërs 10 toe. Hy is die almagtige skepper, hy is heilig. Ek sal nou vir julle sê wat my bietjie gehelp het deur hierdie week, en wanneer ek aan hierdie dinge dink. In Hebreërs 10, vers 30. Hebreërs 10 vers 30 sê, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde. So dit verwys na die regter wat die reg het, nee. Spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Kyk gou vir my, kan julle iets daarvan verstaan? Ons weet uit Jesaja uit en ander gedeeltes dat die engele hom toeroep, heilig, heilig, heilig. Ons weet dit, nee. Kan julle vir 'n oomblik julleself indink dat 'n engel wat God se heiligheid die heeltyd sien en aanskou, so familier met God sou raak? Kan jy indink nie? Kan julle vir 'n oomblik indink dat die engele en die wesens wat God se heerlikheid die heeltyd aanskou, dat hulle hom sou laster, of sy naam selfs misbruik, of selfs sy naam gebruik terwyl hulle nie eens regtig aan hom dink nie? Kan julle dit indink? Nou, hoe dom is ons as mense dan, as ons dit doen? Dit sê net vir my, ons verstaan nie die heiligheid van God nie. Om God te hanteer asof hy een van ons is om sy naam te ontheilig. Ek weet ons, ja, ek nou nie sê ons nie, onder mense, ons skel mekaar, of ons is baie keer kwaad vir mekaar, en ons sal mekaar sleg sê. Maar God is nie ons nie. Dis, ons kan mekaar aanvat as ons dit met mekaar doen, maar ons kan nie God by dit betrek nie. Hierdie persoon het heel waarskynlik God direk gelaster. Weet julle, party mense is geskok oor die erns van God se oordeel in hierdie gedeelte. Ek is op hierdie stadium meer geskok dat God mense nie oordeel nie in ons tyd, wat sy naam so misbruik. Baie van julle, ek het gesien op van julle Facebooks ook, baie van julle is al bewus op hierdie stadium van 'n film wat Netflix uitbring. Die film se naam is The First Temptation of Christ.
waarin hulle 'n spottery maak van Christus, toe hy 30 jaar oud is, dat hy homoseksueel is, en dat die disippels dronkaards is, en dat Maria 'n verhouding met die Vader het. Dis die gespottery in die film. Toe 2 miljoen ouens in Brasilië 'n petisie teken teen hierdie film, toe sê die hoofakteur die woorde, toe sê man, julle is almal net homofobies. Met ander woorde, julle is net teen homoseksualisme en skiet dit af en sulke dinge. Dis sy antwoord. En dis nie die antwoord nie. Die antwoord is, ons vrees God meer as enigiets anders. Dis die antwoord. Maar dis wat, so as jy 'n Netflix inskrywing het, is 'n goeie tyd om hom nou te los. Maar dis in die orde van die dag. Ek is nie geskok dat God dit hier gedoen het nie, ek is geskok dat God dit nie meer doen nie. Dit is eintlik meer skokkend. In 1 Timoteus 1, kyk wat sê Paulus van die Here. En die Here is net so genadig met ons. In 1 Timoteus 1 vers 16. Nou, terwyl julle daarin blaai, onthou nou, Paulus het Christus vervolg, nee. Hy het almal wat die naam van Christus bely het hy vervolg en hulle laat regstel. 1 Timoteus 1 vers 16. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Dit is iets wat ek en julle kan raak sien. Die feit dat God ons genadig is, die feit dat God ons nie so hanteer nie. Nou kom ek raak prakties. Wat beteken dit om sy naam te ontheilig of om dit te laster en hoe heilig ek en julle dit? Ek en julle heilig die naam van die Here as ons dit anders hanteer as enige ander naam. Eerstens, net iets prakties. Wanneer jy na God verwys, moet dit anders wees as wat jy na enigiemand anders verwys. Ek sal nou nog meer prakties raak. Dit beteken dat jy sy naam op so 'n wyse hanteer dat dit afgesonderd is alleenlik vir hom en sy eer. Kom ons raak nog meer prakties. Hoe doen ons dit? Voor die hand liggend, my en julle taal gebruik. Om sy naam ydelik te gebruik, om die naam van die Here of die naam van Christus of die naam van Jesus as 'n kragwoord te gebruik. Dis iets wat ek nie eens hoef te noem nie, dit verstaan julle. Dit kan ons nie doen nie. Tweedens, die films en die boeke wat ons lees en kyk. Ons het in ons gesin, ons hou partykeer daarvan om 'n gesinsprent te kyk en selfs partykeer 'n speurverhaal is vir ons lekker, maar as hulle die naam van Christus ydelik gebruik, ons het 'n reël, as ons hom hoor, maak ons ore so tjoenks en ons sit dit af of ons stop waarmee ons besig is. Dit help vir ons. Weet julle, kan ek julle help met nog iets meer prakties? Kom ons maak dit nog nader aan onsself. Dit is moontlik. Ons leer dit vir Elmar in ons huis en ek en Salome vir onsself ook. Dit is moontlik dat jy deur die huis kan loop en 'n Christelike lied sing van God sonder dat jy regtig aan hom dink. Jy sing daai lied net uit gewoonte uit en jy loop dit sommer net lekker en sing sonder dat jy regtig bepeins en jou aandag vestig op wat jy van God in sy aangesig sing. Dis iets wat vir ons help. Dis goed om geestelike liedere in die huis te sing. Dis lekker as ons kinders geestelike liedere in die huis sing. Maar ek sal partykeer sê, maar kom ons dink net aan wat ons sing, of moet dit nie sommer net so sing, sonder om te dink omdat jy 'n rympie in jou kop het nie. Julle weet mos 'n wysie steek vas, nê? Daai wysie, We Are a Moment, is 'n partykeer steek net in jou kop vas. En jy kan hom begin sing sonder dat jy dink wat jy sing. Wanneer ons van God sing, maak seker jy dink aan hom. Weet julle die manier hoe ons partykeer grappe maak. Ek het baie geleer in dit. Ek was as 'n jong gelowige regtig onnosel en die Here was my baie genadig. Maar om grappe te maak wat God se naam betrek, nie noodwendig in 'n lasterlike sin nie, maar dit eenvoudig net in 'n ligtelike sin. Ons hoef nie. Ons kan sy naam heilig deur anders te wees oor sy naam. Is 'n ander storie as ek 'n grap van Mike maak of van Gert of van Jan Hendrik of Quentin. Dis 'n ander storie. Dis heeltemal anders. Ons doen nie dieselfde met die Here se naam. Nee, ons doen dit net nie. So dis klein goedjies wat ek en julle kan doen om sy naam te heilig elke dag waar ons gaan. As jy hoor iemand anders doen dit. Ek weet nie of dit oom Frans was wat my vertel het nie, of iemand het my vertel, dit was iemand in die myn, dit was oom Frans. Ek kan nie onthou wat hy gedoen het, as die ou die Here se naam gebruik, dan sê hy net amen. Of oom Frans het die hele tyd iets vir die ou gesê, en toe die ou later met oom Frans praat, het oom Frans 'n geleentheid om hom te sê, maar jy kan nie die naam van my Here so gebruik nie.
om vir mense te sê, jy het 'n probleem daarmee, as hulle God se naam so gebruik. Het julle opgelet wat sê die teks 2 keer? Dieselfde reël geld vir die vreemdeling en vir jou van Israel. Ons kan vir God se naam opstaan, selfs voor ongelowiges, wat dit misbruik. Derde ding wat ons kan doen, ons erken die heiligheid van God, wanneer ons volgens sy oordele oordeel. Kom ek help julle met hierdie stuk, daardie vers 17 en verder, en as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Spring so af na vers 20 toe, julle ken dit, breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand. Nou, wat is die punt? En wat my nog meer getref het in hierdie gedeelte, twee dinge. Ek en julle wil hierdie goed toepas, sien julle daai oog vir oog en 'n tand vir tand? Ek en julle wil dit gewoonlik baie sterk toepas, as iemand my te nakom. Maar wat die res van die wêreld daaraan betref, kan hulle maar maak wat hulle wil. Dis die eerste ding wat vir jou sê, ek en jy verstaan hierdie gedeelte verkeerd, want dit is nie bende geweld nie. Dis nie wraak nie, daar is mense wat dit hanteer. Jy het hulle voor die oudstes gebring en hulle dit hanteer. So moenie daai stuk gebruik vir jou persoonlike ding nie. Veral nie op Facebook, as iemand jou beledig, dan raak jy nog slegter, en ek kan baie keer nie verstaan hoe mense dit op sosiale media doen nie. Maar dis nie hoe ek en julle dit doen nie. Dis eintlik interessant dat dit hier staan. Ek het een van die vrae, ek skryf baie keer vir my vrae neer. Hulle is besig met die ou wat die Here se naam uitelik gebruik het, gelaster het, en dan kom die Here en hy sit hierdie wette tussenin, en dis deel, want eers in vers 23 vat hulle die ou uit en hulle stenig hom. So is nie asof Moses dit na die tyd ingesit het nie. Hulle het die man gevang, God het gesê wat hulle met hom moet doen, toe sê God al hierdie ander wette, en toe eers toe gaan stenig hulle hom. En ek dink die punt is dit. Die reël vir daardie gedeelte, van vers 17 tot 22 is dit, die straf moet by die oortreding pas. Dis die reël. En die punt hoekom dit in die teks is, wat sê dit van God, wat dan sê julle moet 'n ou doodmaak wat gelaster het? Die straf pas by die oortreding. Dis hoekom dit so in hierdie gedeelte opgeskryf is. Dit maak dit baie duidelik. Die straf moet pas by die misdaad. In daardie tyd, die nasies om Israel, dit was wraakgierig geweest. As iemand jou net sleg sê, dan het jy hom aangerand. En ons sien iets van dit vandag ook. Dit is vir my tragies. Padwoede is een van die lelikste dinge wat jy kan kry. Maar dit is tragies as 'n ou in padwoede 'n ou skel en 'n ou klim uit en hy skiet hom dood met sy vuurwapen. Dit is verskriklik. En dis hoe dit was in daardie tyd, in hierdie donker wêreld waarin ons lewe, en God se beginsel is, die straf pas by die oortreding, by die misdaad. En soos ek sê, dit sê iets van wat dan gebeur wanneer ons God se naam laster, dis gepas. Dit is nogal geskok om te hoor van padwoede en al die goed wat in ons tyd gebeur. Selfs wanneer, en ek dink dis die punt, dis God se wet. Weet julle dink nie altyd so daar nie, ek dink nie, selfs wanneer 'n man teen sy vrou oortree, wie se wet het hy oortree? God se wet, want wie het vir die man gesê wat moet hy met sy vrou doen? Selfs wanneer 'n vrou teen die man oortree, ja, jy vra jou man ook vir vergifnis, maar jy het heel eers teen God se wet oortree, want hy het gesê, hy is die wetgewer. So hoe pas ons dit nou toe in die Nuwe Testament? Hierdie oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Eerstens, dit was die regering van daardie tyd. Israel was in 'n sekere sin 'n teokrasie, bedoelende God het geregeer en hy het die reëls gemaak, en hoe dit gefunksioneer het is God het vir die oudstes gesê, hier's hoe julle dit moet hanteer. So dit was nie jy loop en jy kom met iemand in 'n bekleierery en hy slaan jou tand uit, dan sê jy van o, se oog vir 'n tand, hou jou tand, en dan slaan jy sy tand uit nie. Jy is na die regters toe, die oudstes toe, en hulle het die saak ondersoek en hulle het gesê, dis waaraan jy skuldig is, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. As jy 'n liggaamsgedeelte gebreklik maak, dan maak jy die ander ou se ook gebreklik. Maar dis deur 'n regering is dit toegepas. Dis nie hierdie misdaad wat jy in ons land kry nie, dit was nie misdaad gewees nie. Blaai na Romeine 13 toe, hier's die Nuwe Testament. En ek weet wat julle gaan sê, Janie, nie in Suid-Afrika nie, maak nie saak wat ons oor dit sê nie, Romeine 13 was nie in 'n beter regering as myne en julle geskryf nie, hoor. Dit was in die tyd van Nero, en korrupsie was ook aan die orde van die dag, en onregverdige straf, in Romeine 13 vers 1 tot 7. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. Sien julle dit raak?
God het die regering gegee om wet en orde te handhaaf. Sal hulle oordeel ontvang. Vers 3. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God. En ek hoor wat julle sê, Jannie, nie in Suid-Afrika nie, gaan lees mooi hoe was die regerende party in Romeine 13 se tyd gewees. Dis hoe dit in die Nuwe Testament werk. Tweedens, daardie wette is in plek gestel dat ek en julle nie aan uitdruk, want ons sal dit verkeerd doen, hoor. Weet julle, op 'n ligter noot, ek en my broer, en ek hoop nie ons is die enigste huis nie, maar ek en my broer het hierdie ding verfyn tot in die fynste detail, van 'n oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Ek kan net vir julle sê, toe ons klein was, ek dink, waar sit my ma nou? Ek sien nie eers my ma. Ek dink sy het haar hande vol gehad. Want as my broer my slaan, kom hy sê hy slaan my 2 joue, dan sal ek vir hom sê, ek skuld jou 2 joue. As ek my broer partykeer geslaan het, dan slaan hy 1 hou, dan slaan hy my 2 joue, dan sê ek maar, ek het jou net 1 hou geslaan en sê, maar jy slaan baie harder. As hy my karretjie breek, dan breek ek sy karretjie. Maar selfs daarin het ons dit uitgewerk gehad. Nie die ene wat hy nie wil hê nie, nie die een wat laat stikkend is nie. As hy een van my nuus breek, breek hy een van sy nuus. En ek en Dani het regtig die ding verfyn. Kan ek dit vir julle sê, ons was regtig so in 'n kry nou skaam oor dit, was tot 'n spoeg vir 'n spoeg. As hy my spoeg, gaan ek vir hom. My ma het eendag ons watergeweertjies uit die kar uitgegooi. Want ons het nie water gehad nie, maar spoegwerk ook. En ons het nou net gekoop en my ma het, want dis 1 vir 1, 'n oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Kom ek help julle. Ek wil die kinders help. As jou boetie of jou sussie lelik met jou is, wat moet jy doen? Wat is die regte ding? Is jy nie veronderstel om na die regerende party oor jou toe te gaan nie? Is jy nie veronderstel om na hulle toe te gaan wat oor jou aangestel is en dat hulle dit hanteer nie? Met ander woorde, moet ek nie dat my ouers dit hanteer as daar onreg is nie. En dit was die punt gewees in Levitikus 24 en dit was die punt gewees ook in Matteus 5. Julle kan solank na Matteus 5 toe blaai. Die punt was gewees dat ek en julle kan nie reg aan ons eie hande neem nie. Dit is waarteen dit was. Die regte ding sou wees, gaan na die mense toe wat moet. Nou het julle dalk vra oor Jesus se woorde in Matteus hoofstuk 5 in die bergpredikasie. Ek wil net as 'n beginsel vers 17 lees. Matteus 5 vers 17 sê: Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hou dit in jou agterkop. Gaan nou aan na vers 38 toe. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regter wang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed verkry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom en dan gaan hy so aan. Die punt was, moenie reg in jou eie hande neem nie. In die Nuwe Testament is daar 'n groot beginsel van vergifnis ook. 'n Groot beginsel van om die voorbeeld van Christus uit te lewe. Onthou julle Romeine 13 was geskryf oor die regering, blaai net 1 hoofstuk terug, Romeine 12. As jy wil weet hoe jy as 'n individu dit moet hanteer, ons weet wet en orde in die regering, hulle hanteer dit, hoe hanteer jy dit as 'n individu? Romeine 12 vanaf vers 17. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hier is 'n beginsel vir my en julle. Wanneer iemand jou kwaad aandoen, doen goed terug. En dis wat Jesus vir my en julle kom wys het. So die punt in Levitikus was nie dat jy jouself kan vergeld nie. Die punt was, jy kan nie reg in jou eie hande neem nie. En dit moet gepas wees. Laaste punt, 4de punt. Ons erken die heiligheid van God, en ek gaan kortlik iets oor dit sê, deur geloof in Christus, wat vir ons gesterf het. Ek wil met dit afsluit. In hoofstuk 24, Levitikus 24, vers 23 staan daar:
Moses het toe met die kinders van Israel gespreek, en hulle het die vloeker buitekant die laar uitgebring en hom gestenig. En die kinders van Israel het gedoen soos die Here Moses beveel het. Wie weet waarop stuur ek nou af? Blaai gaan na Matteus 26 toe. Kyk gaan Matteus 26. Net so ietsie daar vir julle lees. Terwyl jy daarin blaai. Hoekom? Wat was die beskuldiging? Hoekom hulle Christus gekruisig het? Wie weet wat was die beskuldiging gewees? Matteus 26 vers 65. Kyk, dit was vals beskuldigings, maar hoor mooi, onthou ons praat van die Jode en hoe hulle die wet toepas. Matteus 26 vers 65. Toe verskeer die hoëpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. Julle sal onthou, Lukas skryf dit, julle kan nou Lukas toe blaai, ek gaan nie nou daai stuk lees nie, maar Lukas sê dit, selfs toe Pontius Pilatus iemand anders wil vrylaat, toe skree hulle, kruisig hom, net nog harder, nog harder, nog harder. Lukas 22 vers 65, ek wil hom net hierso ook kry. In Lukas 22 vers 65 skryf Lukas vir ons, en baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. Wat was die ironie by die kruis? Christus is beskuldig dat hy gelaster het. Wie het gelaster? Almal, ons, wat teen hom gelaster het. Julle onthou hoe het hom gespot, hoe het hom op hom gespoeg? En Lukas gebruik die woorde, en baie lasterlike dinge het hulle teen hom gespreek. Jesus Christus het as 'n lasteraar, 'n godslasteraar, in my en jou plek gesterf. En as julle dink soos ek dink, dit kan nie eers in jou gedagtes opkom, dat die seun die Vader sou laster nie. En hy was onskuldig. Maar ek en julle kan, en ek en julle het, die oortreding van God se wet. So ons heilige God se naam deur 'n baie hoë siening van Christus, en deur geloof in Christus, hy het selfs daai straf kom dra, in my en julle plek, as 'n lasteraar. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, en ook die driemaal heilige God, soewerein, die skepper van die hemel en die aarde. U wat maak wat u wil, en niemand kan die hand afslaan en vir u vra, wat doen u nou nie? U wat geregtig is om dit te doen. U wat is. Ons buig laag voor u, Here, en ons erken en bely u grootheid, en ons bid dat u ons sal help in hierdie gemeente, dat ons in ons getuienis daar buite op so 'n manier sal lewe, dat u naam geheilig sal word. Dat wanneer die wêreld aangaan en u naam laster en u ontken, dat ons u sal erken in alles, en dat ons dit op so 'n manier sal doen, dat mense na hierdie gemeente sal kyk, na ons sal kyk, en sê, hulle eer die naam van hulle God. Dat die God van hierdie gemeente, die ware God, die God van Israel, die God van die skepping, ook in ons lewens geheilig sal word. Geef vir ons wysheid en hoe om dit prakties te doen. Help ons om ons kinders so te leer, dat hulle van kleins af sal weet hoe om dit te doen, en dat u verheerlik sal word in dit. Dankie vir u geduld en u genade. Ons dank u vir die offer van ons Here Jesus Christus, wat in ons plek gesterf het. Hy wat sondeloos was, maar wat ons sonde gedra het. Amen.